Goeiemôre, dis 5 Maart en ek wil so 'n paar refugee en lewe in Amerika vra antwoord. Ek het nog nie by hulle uitgekom in die laaste 3 of 4 dae nie. Die eerste vraag, iemand het 'n interessante vraag gevra. Die mense wat nou oorkom Amerika toe, is dinge nou nie vir hulle uitwerk nie, sal hulle families hulle wel help om weer terug te keer of so iets. Nou daai is een ding wat jy met jou familie gaan moet uitsorteer. In die eerste geval dink ek, as dinge nie uitwerk nie. As dinge nie uitwerk vir jou in Amerika nie, is dit oor iets wat miskien jouself nie input ingesit het nie. Daar's geen rede vir dinge om nie uit te werk as jy Amerika toe kom op hierdie program nie. Geen rede nie. Al wat dit kan wees, jy verlang te veel terug huis toe of iets. Of miskien is daar van die mense wat hier kom en dit lyk nie soos wat hulle gedink het nie, maar kan jy 'n werk kry hier? Beslis, jy kan baie werke kry. Kan jy akkommodasie kry? Beslis. Kan jy 'n lewe hier maak? Baie beslis. So. Of dit nie vir jou uitwerk en jy gaan terug, gaan jou familie jou help? Daai is net een ding wat jou familie jou kan antwoord. My SA lisensie verval einde April, my SA bestuurslisensie. Is dit nodig om te renew voor ek kom? So dit hang af. As jy byvoorbeeld binnekort gaan kom, ek sou sê, moenie jou tyd mors om te gaan hernie nie. Jy gaan, onthou as jy in Amerika aankom, gaan jy jou nuwe bestuurslisensie oordoen in Amerika. Al wat help as jy hier aankom met 'n bestuurslisensie, jy kan onmiddellik kar ry. Jy kan onmiddellik 'n kar huur of as jy 'n kar koop, om ry onmiddellik. En jy het nie nodig om iemand jou by te staan as jy gaan vir jou bestuurslisensie nie. Maar as jy nie meer een het nie, of hy nou expire, dan gaan jy, onthou as jy hier kom, gaan jy moet jy gaan 'n motorpermit doen, en dan as jy jou permit het, gaan jy moet gaan vir 'n bestuurstoets. Nou as jy jou permit het, dat jy nou 'n learner driver is, jy mag nog steeds jou kar bestuur, want jy bestuur op jou SA bestuurslisensie, wat wettig is nog, as hy nog nie expire het nie. So jy kan jouself ry na die toetssentrum toe, waar jy jou kar toets gaan doen. As jy dit nie meer het nie, as jy nie meer een valid SA driver's license het nie, gaan iemand met 'n lisensie jou moet vat. So dis net iets wat jy aan kan dink. As jy weet jou bestuurslisensie gaan expire voor jy aan toe kom, is dit 'n goeie idee om dit te gaan hernie, dat jy hier kan aankom, ten minste kan jy rondry as jy hier kom. Sal kinders se laaste skoolpapiere skoolrapporte genoeg wees om die papiere te hê as jy in Amerika kom om by die skole daar aan te sluit? Heeltemal genoeg. Onthou as jy hier kom, jy moet jou kinders gaan registreer by die skool, jy gaan 'n geboortesertifikaat nodig het, en jy gaan authority to work, dat jy Amerika mag wees nodig het, en dan hulle laaste skoolreport sal fyn wees. As jy nie 'n laaste skoolreport het, jy het geen papiere van jou laaste skool nie, is dit nie te serieus nie. Hulle gaan nog steeds jou kind toets om te sien volgens sy ouderdom waar pas hy in, en dan met daai klas insit. Maar bring jou laaste skoolreport, dit sal genoegsaam wees, saam met jou geboortesertifikaat en saam met jou authority to work, om te begin by die skool, en later gaan sy social security nommer ook nodig wees, maar nie onmiddellik om by die skool te begin nie. Is daar werk vir ambagsmanne? Hier's baie werk in Amerika vir ambagsmanne. Ambagsmanne, mense wat met hulle hande werk, is tekort in Amerika. So jy kan definitief vir jouself 'n lekker werk uitkry as jy met jou hande kan werk. Ambagsmanne, onthou net een ding, baie van die ambagte wat jy gaan het, wat jy hier kom, gaan jy die lisensies en die toetse moet oorskryf. Want dit is 'n lisensiering vir dit, en ook toetse wat jy moet gaan doen. So, maar onthou net een ding, jy hoef nie te kom en net jou eie uit voor jy begin werk soek, gou 'n ambagkursus gaan doen of 'n toetse gaan doen waarvoor jy baie moet betaal om jou ambag in Amerika nou te hê nie. Ekskuus. Jy kan net aansoek doen by 'n werk, gewoonlik sit hulle jou in, hulle stuur jou op die kursus en hulle betaal daarvoor. Iemand maak die komment, my dogter wil nou nie meer saamkom nie, nou wat nou? Daai is ongelukkig iets wat jy uit jou eie uit moet reël. Ek kan jou nie 'n antwoord vir dit gee nie, dit is tussen julle twee. Is jou dogter al oor 18, dan sal dit nie 'n impak op jou aansoek hê nie. Is jou dogter onder 18, dan sal dit definitief 'n impak op jou aansoek hê. Maar dis iets wat jy as 'n familie gaan moet uitsorteer. Is sy jou dogter al oor 18 is, sy is volwasse, sy hoef nie te kom saam met jou nie, dan is dit fyn. Dan moet jy maar net tussen julle uitwerk wat julle gaan doen. Jy gaan in Amerika wees en sy gaan in Suid-Afrika wees. En jy kan nie teruggaan
as iets met haar gebeur of so iets nie, om te help of niks nie. Sy gaan wel na jou kom kuier, maar jy gaan nie kan teruggaan nie. So daar is iets definitief wat jy as 'n familie moet uitsorteer. Nog 'n vraag, al twee my seuns het nou al oorgegaan Amerika toe, apart, hulle is al twee volwassenes. Maar hulle sit 2000 kilos van mekaar af. Ek het gedink families word by mekaar gesit. So, hier's die antwoord. En op 'n opvolg op 'n volgende antwoord. Iemand het gevra, ja, kom by net sommer so. Iemand het gevra, jou US taai, is jy 'n US taai het, en hulle het hulle nog nie gekontak nie, gaat hulle jou by daai US taai sit of nie? So julle wat twee seuns wat gekom het apart, wat nou 2000 kilos uit mekaar uitsit, en julle wat 'n US taai het, wat nie gekontak was nie, wat gaan hulle my by daai taai sit? Nee, nie noodwendig nie. Gaan my familie by mekaar wees? Nie noodwendig nie. Hulle sê ja, hulle probeer die families by mekaar hou, maar nie noodwendig nie. Hier is 'n voorbeeld van die twee seuns wat gekom het, en een sit een plek en die ander sit 2000 kilos verder. So, jy kan vra vir kon ons by familie by mekaar hou, maar dit is nie 'n garantie dit gaan gebeur nie. Hulle plaas jou waar hulle keiswokers het om te help. So, in hierdie geval van die twee seuns, neem ek aan, hulle het nie dieselfde tyd oorgekom nie. Een het gekom, een het miskien 'n paar weke of so later gekom. En die twee sake is apart hanteer, en die twee sake is aan aparte keiswokers oorgegee. Moontlik het hulle nie eens geweet hulle is geconnect nie, behalwe as jy hulle gevra het, maar nie noodwendig omdat jy hulle gevra het dat julle naby mekaar moet wees, kan dit nie dalk gebeur nie, want daar's miskien nie genoeg keiswokers oor by dieselfde plek waar jou een broer klaar is nie. So wees net voorbereid dat jy gaan nie noodwendig by jou US taai geplaas word nie, behalwe as daar ander goeders is nie. En as familie wat apart oorkom, gaan jy nie noodwendig by mekaar geplaas word nie. Maar niks keer jou. Nadat jy al 2-3 maande op die program is en vir jouself settle, om 'n aansoek te doen vir 'n werk by jou broer of jou suster of jou familie wat in 'n ander staat bly, as jy kan werk kry. Hulle kan jou op besoek vir werk daar as jy wil. En as jy werk daar kry, dan trek jy soontoe. So, onthou, moenie jouself vaststeken op een plek vir 'n jaar nie. Jy kan niks keer jou om as jy die program aan die gang is en om aansoek te doen by 'n werk in enige ander staat en dan trek jy soontoe en jy gaan doen jou werk daar nie. Laaste vraag. Met die oorlog wat in Iran, gaan hierdie oorlog hierdie program impact? Nie op die oomblik nie. Ek het dit die naweek op een van my lives ook gesê, daai vraag het opgekom. Die enigste rede hoekom die programme impak sal hê weens hierdie oorlog, is wanneer die oorlog op so 'n mate uitbrei, waar die regering, Amerikaanse regering, besluit dat sekere kleiner programme wat nie nodig is nie, word toegemaak en daai fondse word geskuif vir die war effort. Op die oomblik is daar nie nodig nie, die Amerikaanse weermag het genoeg, die Department of Defense, hulle budget is genoeg vir die war effort op die oomblik, en nee, ons hardloop nie uit ammo uit nie, dat ons by ander plekke met geld vra nie, want ek sien daai ding ook baie, wat ons kan misdag uit ammo uit hardloop. So nee, is dit nie 'n baie groot oorlog wat baie lank is, gaan dit nie nodig wees vir die government om ander kleiner departments of ander kleiner programme soos die ene, wat nie nodig is nie, toe te maak en die geld te skuif na die war effort toe nie. So solank dit nie gebeur nie, gaan die geen impak op die refugee program wees nie. Al impak wat dit kan hê, is die totaal vlugte wat Amerika toe kom, kan bietjie kleiner wees, want nou kan hulle net seats op direkte vlugte kry van Suid-Afrika af Amerika toe, of vlugte wat deur Londen en Duitsland en Amsterdam gaan. Vlugte wat deur die Midde-Ooste moet gaan, sal obviously nie vlieg nie, en daar gaan die seats op wees nie. So dit kan net vermoed dat, dit kan net bring dat daar bietjie minder sitplekke beskikbaar is vir mense om te vlieg. En dan so weet ons ook hier teen volgende week behoort ons te sien of die vlugte nou hervat word nadat die program die vlugte op hold gesit is, vir hulle om bietjie skoon te maak, die backlog skoon te maak en al die duplicates en goed uithaal. So weer eens, moet asseblief nie 2 keer, 3 keer, 4 keer aansoek doen vir die program nie. Jy flat net die system en die handvol mense wat met dit werk is overwhelmed met al die ander e-mails en al die extras en party ouens wat 5, 6, 7, 10 verskillende e-mailadresse oopmaak om soveel keer aansoek te doen, want hulle dink hulle gee hulle kans, hulle self 'n beter kans. Al wat jy vat is, jy vat jou eie kans weg. So dis die vrae en die antwoorde dan vir vandag die 5de Maart. Enige vrae kan jy by add en dan sal ek kyk. Hierdie naweek gaan 'n bietjie besig wees. Ek gaan vir refugees kuier, Saterdag.
in Chattanooga. En dan Saterdag aand gaan een van die nuwe refugees wat in Nashville aangekom het, ek gaan hom optel en gaan hy 'n bietjie by ons kom kuier vir Saterdag aand en Sondag. So ek weet nie of ek gaan definitief kan uitkom by 'n live nie, dalk nie, maar ek sal video's maak, maar sit vrae hier onder en sal ek dit vir julle antwoord. Geniet die dag verder.